Welkom vanmôre. Ons gaan vanmôre gesels oor God se grootheid. En ek is baie opgewonde daaroor want elkeen van ons het 'n prentjie of 'n gedagte van hoe groot God is. En baie keer kan daai prentjie 'n bietjie skeef wees en daarom wil ek vanmôre hê ons moet bietjie fokus weer op wie is God werklik. En toe ek nou begin hierdie gedagte in my hart gekom het en ek begin dink het aan die grootheid van God, dink ek, jy weet, daar is soveel misverstand oor wie God werklik is. En as mens die woord begin ondersoek en jy begin kyk na die woorde, na die Grieks en die Hebreëus, selfs in die Afrikaans en die Engels, en jy lees al die verse in die Bybel oor die grootheid van God, dan kry 'n mens eintlik soveel inligting oor wie God werklik is. So ek gaan my screen share met u en dan gaan ons kyk daarna. OK, so daar sy. Glo jy kan dit almal sien. Ek wil net die slideshow aansit. OK, so Paulus het in Athene aangekom in Handelinge 17 en hy daar rondgeloop want Athene was bekend vir al sy afgoderry. So daar was geweldig afgodsbeelde vanuit die Romeinse standpunt vir elke, en hulle het baie keer die hemelliggame verheerlik as God. En toe hy daar rondloop en hy begin praat en so aan, toe sê hulle vir hom, nee, hy moet daar op die Areopagus gaan staan en hy moet homself verdedig. En hy sê, Paulus gaan toe in die middel van die Areopagus staan en sê, Atheners, ek sien dat julle in elke opsig baie godsdienstig is. So hy prys hulle eers 'n bietjie. Hy sê, want terwyl ek rondgegaan en in julle heiligdomme aanskou het ek ook 'n altaar gevind waarop geskrywe is aan 'n onbekende God. Hom dan wat julle vereer, sonder hom te ken, verkondig ek aan julle. Nou as ons praat oor hoe groot is jou God, groot is 'n woord wat stappe van vergelyking het. So vir baie van ons is probleme groot en ons omstandighede is groot. En dit is maar 'n perspektief wat 'n mens het. Dis 'n mening wat jy het. Maar wanneer dit kom by God, dan gaan dit nie net oor grootheid nie. Die Griekse woord vir groot is megalos. Nou ons weet as ons praat van mega, dan praat ons van baie groot. En eintlik is daar nie 'n woord wat van groot wat God kan beskryf nie, maar ek wil vanmôre vir u sê, hier het Paulus kom staan en hy sê, ek verkondig aan julle wat julle sien as die onbekende God, verkondig ek vir julle vereer hom, maar julle ken hom nie regtig nie. Hom verkondig ek aan julle. En dan gee hy 'n beskrywing van hierdie God. En dit is een van die dinge waarin ons die grootheid van God kan sien. Hy sê die God wat die wêreld gemaak het en alles wat daarin is. Met ander woorde, daar is niks uitgesluit nie. Nou hierdie gedagte van die God wat die wêreld gemaak het, is iets wat so vervaag het in die tyd waarin ons lewe, omdat die mens so vooruit gegaan het met tegnologie, so slim geword het en soveel dinge gedoen het ons vergeet dat God, die God wat ons aanbid, die God wat ons vanmôre na kyk, is die God wat die wêreld gemaak het en alles wat daarin is. Hy sê hy wat in die hemele, hy wat die Here van die hemel en aarde is, woon nie in tempels met hande gemaak nie. So hy sê God is so groot dat daar's niks, daar's geen tempel, daar's geen beeld, daar's geen stad, daar's niks wat hom kan omvat nie. God is die God van die wêreld. Hy het alles gemaak. Hy sê en ook word hy nie deur mense hande gedien asof hy aan iets behoefte het nie.
omdat hy self aan almal lewe en asem en alles gee. Hy sê God het nie ons diens nodig nie. God in homself is geweldig groot. Hy's 'n mega God. Halleluja. En dis oor hierdie God waaroor ek wil praat, want hoe groot 'n mens se God is, dis hoe groot jy gaan wees. Want jy weet baie keer as 'n mens in geselskappe kom, dan praat ons oor die grootheid van die probleem, oor die grootheid van wat die duiwel mee besig is, oor die grootheid van die dinge wat in hierdie wêreld aangaan, en dan fokus ons nie meer op die grootheid van God, sy heerlikheid, sy krag, sy majesteit. En dit is belangrik, en dis waaroor ek vanmôre wil praat. Nou Psalm 8 gaan oor die grootheid van God, waar Dawid sê, o Here, onse Here. Hy praat, hy maak hom persoonlik. Hy sê, o Here. Nou daai woordjie Here is die woord Yahweh. Dis so 'n groot naam by die Hebreërs, by die Jode, dat hulle dit nie eers uitspreek nie. Hy sê, o Here, Yahweh, onse Here. Hoe heerlik is u naam op die ganse aarde. U wat u majesteit gelê het op die hemele. Nou, kyk wat sê hy. Hy sê die majesteit van die Here is op die hemele gelê. So, as jy wil weet hoe groot God is, dan moet ons opkyk na die hemele, né? Hy sê uit die mond van kinders en suigelinge het u sterkte gegrondves. Nou hierdie is 'n baie belangrike vers, uit die mond van kinders en suigelinge. Hy praat hier letterlik van kleutertjies. Het u sterkte gegrondves. So God se grootheid hang nie af van wat ons dink of wat ons sê nie. Hy sê maar as jy wil weet hoe groot God is, gaan kyk na 'n kindjie. Gaan kyk na die geloof van 'n kindjie. Gaan kyk na 'n babatjie wat pas gebore is, en dan sal jy die sterkte van God sien. Want jy sien, God gebruik dit wat die kleinste is om sy grootheid te vertoon. En ons sal dit nou sien. So die Here sê, ons moet soos kindertjies word weer. Ons moet vergeet van al hierdie slim dinge, die slim goed wat ons rondom ons sien. Ekskuus, ek wil net iemand gou hierso toelaat. Okay. Okay, ek maak net toe. Hallo Anne-Marie en Bertie, baie welkom. Okay, so hy sê, in die mond van kinders en suigelinge het u sterkte gegrondves, om u teestanders ontwil, om die vyand en wraakgieriges stil te maak. Hy sê God gebruik die kindertjies om sy grootheid en sy heerlikheid te aanbid. En hy sê ons moet bietjie afkom na die vlak van kindskap, want 'n kind dink en hy glo. En 'n kind het nie ander goed wat hom omsingel van, jy weet, wat in die wêreld aangaan, van die probleme. Hulle is sorgeloos, want hulle weet hulle pa en ma is daar. Hulle sien op na hulle ouers. Hy sê, as ek die hemel aanskou, en hier kom dit weer, as ek die hemel aanskou, die werk van u vingers, die maan en die sterre wat u toeberei het. Mense, as ons God se grootheid wil sien, moet ons opkyk. En ons moet ophou praat oor die groot dinge van hierdie wêreld, of hoe groot ons probleme is, of hoe groot ons stryd is. En elke keer as jy wil negatief raak, kyk op. Kyk na dit wat bokant ons is. Hy sê, as ek die hemel aanskou, die werk van u vingers, die maan, die sterre wat u toeberei het. Daar's iets daarin. As 'n mens die grootheid van God wil sien, is om na die hemel te kyk, na die sterre, die planete, die univers. Want hy wat dit gemaak het, hy het dit alles gemaak, en alles wat daarin is, soos wat Paulus gesê. Hy sê, wat is die mens dat u aan hom dink, en die mensekind dat u hom besoek? U het hom weinig minder gemaak as 'n goddelike wese, en hom met eer en heerlikheid gekroon. En u laat hom heers oor die werke van die hande,
het alles onder sy voete gestel. Nou, as 'n mens wil weet wie jy is, moet jy die grootheid van God ken. So as ons nog nie God mooi verstaan nie, en dit is wat Paulus vir die Atheners gesê het, hy sê, julle vereer God sonder om hom regtig te ken. En dit is die kern van die woord wat ek vanmôre met u wil bring. Ken ons hierdie God werklik? Of is hy ver bokant ons gedagtes, of dit wat ons kan dink, of praat, of dink, of in ons paradigma, of hoe ons hom sien? Is God ver bo dit? Is hy 'n mega God? 'n God vir wie daar niks onmoontlik is nie. 'n God wat nooit negatief is nie. 'n God wat nie sê nee nie. 'n God wie se woordeskat so groot is, dat ons dit soms nie eers kan vat nie. En daarom moet ons in die woord gaan lees oor wie God werklik is. Ons moet werklik meer kennis begin kry oor wie is hierdie God wat ons aanbid. Wie is die een as ons kerk toe gaan wat ons aanbid? Wie is die een wanneer ons bid? As ons bid, wie is hy? Hoe groot is hy? Is hy werklik so groot in ons gedagtes? Of het ons dalk vir onsself 'n afgod geskep? Het ons dalk 'n prentjie wat God afbring na ons vlak toe? En daarom moet ons weer soos kindertjies word in onsself, nie groot in onsself nie, maar soos 'n kindjie word, soos 'n suigeling word, en aanvaar die heerlikheid en die grootheid van God, soos die woord dit vir ons sê. Hy sê, hoe heerlik is u naam op die ganse aarde. En daai woord heerlik is die woord excellent, wat beteken famous, gallant, glorious. God is famous. Baie keer, jy weet, gaan dit by ons oor hoe famous is iemand. Hoe famous, hoe excellent is iemand. Maar hier gaan dit oor God. Gallant, glorious, goodly, lordly, mighty, noble, principle, worthy. So wanneer ons begin dink aan God, moet ons hierdie woorde vat. Excellent. Ons God is excellent. Hy is uitsonderlik. Daar is niemand soos hy nie. Daar is niks soos hy nie. Hy staan uit bo alles. Hy is famous. As daar ooit 'n held was, iemand na wie ons kan opsien, is dit hy. En as ons wil weet hoe lyk God werklik, sê hy moet ons kyk na Jesus. Hy was famous. Waarom? Omdat hy wonderwerke, bo-natuurlike wonderwerke gedoen het. Goed gedoen het wat nog nie geen ander mense op hierdie aarde gedoen het nie. Ons kan met hom spog en Jesus het met die Vader gespog. Gallant, glorious, goodly, hy is 'n goeie God. Hy is die Lord, hy is die heerser oor alles. Hy's magtig. Hy's noble want hy's 'n koning, hy's die koning van die konings. Hy is 'n principle, hy's die eerste beginsel. Jy weet die wetenskap, wanneer hulle praat oor enige iets, dan sê hulle altyd, wat is die eerste beginsel? God is die eerste beginsel, hy's die begin, hy's die einde van alles, en hy's waardig. Halleluja. Hoe heerlik is sy naam nie vanmôre op die ganse aarde nie. Hoe heerlik is sy naam nie vanmôre op u en my lippe, wanneer ons hom begin prys en loof en aanbid. Dit is waarom ons die Here moet aanbid, met lofprysing, met aanbidding. Hy sê, u wat u majesteit gelê het op die hemele. Nou, hier praat hy weer oor die hemel. Hy sê, die majesteit van God lê in die hemele. Majesteit is iets wat net 'n koninklike woord is. Majesteit, u majesteit, né? Hy sê, majesteit beteken beauty, comeliness, excellency, glorious, glory, goodly, honor and majesty. Sien, ons woordeskat is 'n bietjie min wanneer dit kom oor die grootheid van God. Maar hier is beauty, hier's comeliness, hier's excellency, dis 'n koning, hier's excellency, glorious, goodly, honor and majesty. Ek wens ek het vanmôre die woorde gehad om sy naam
groter te maak. Halleluja. Maar hy sê uit die mond van kinders en suigelinge het u vir u sterkte gegrondves. Hy sê uit die mond van kinders, ons as soos kinderlik is om u teenstanders te ontwil. Hy sê as die kindertjies hom begine prys, dan word sy vyande en die wraakgieriges stil gemaak. Daar was 'n tyd toe Jesus die tempel skoon gemaak het, en toe begin die kindertjies in die tempel begin hulle aanbid en lofprysing bring. Die kinders. Hy sê en toe konfronteer die fariseërs en die skrifgeleerdes hom en hulle sê vir hom, hoor jy nie wat skree hierdie kinders oor jou nie? En dis in die boodskap wat hierdie vertaling. Hy sê, ja, sê Jesus, het julle dan nooit geleer as kinders wat nog nie eers behoorlik kan loop nie, iemand loof, verdien hy regtig daai geloof. Want 'n kind is onskuldig. 'n Kind is nog nie sondig nie. Hy's in 'n wêreld van sonde gebore, maar Jesus het een keer 'n kindjie gevat en gesê, wie is die belangrikste? Die kindertjies, want aan hulle behoort die koninkryk van die hemele. So as jy werklik wil weet hoe groot God is, gaan hoor wat sê 'n kindjie. En ek sien my kindertjies, my klein kindertjies het nou weer hulle konsertjie gehad, en hoe sing hulle oor die grootheid van God. My God is so groot, so kragtig, so sterk, en hulle sing oor die grootheid van die Here, want uit die mond van kinders en suigelinge het God sy boodskap en sy heerlikheid gebring. En hier kom Jesus op die donkie in Jerusalem ingery en in Lukas 19 vers 40. En Jesus antwoord, en waarom nie, as hulle sou stil bly, sou die klippe hier langs die pad dieselfde oor my uitroep. So hier het hulle uitgeroep, hier is die koning, geseënd is die koning wat kom in die naam van die Here. Vrede in die hemel en heerlikheid in die hoogste hemele. Hier is die hemel alweer. En toe hulle hom sien, het hulle hom met blydskap geprys met 'n groot stem oor al die kragtige dade wat hulle gesien het. Want hulle was beïndruk met Jesus. En dis waar hierdie groot megalos vandaan kom. Hy sê met 'n groot stem oor al die kragtige dade wat hulle gesien het. Nou ek is seker vanmôre dat God ook al vir u groot dinge gedoen het. En weet jy, as 'n mens teruggaan oor jou lewe en jy sien die kere wat die Here vir nommer 1, toe die Here jou siel gered het, toe jy en ek dit nie verdien het nie, toe ons verdoem was tot die ewige dood, het die bloed van Jesus Christus ons gered. En daar's 'n liedjie wat geskryf is, hy sê, al sal ek 1 miljoen jaar lewe, sal ek nooit die Here kan ophou prys, net oor dit, dat hy my gered het, dat hy my vrygekoop het, dat ek vir ewig gaan lewe. Halleluja. En terwyl hulle die Here so prys, jy sien, dit is wat die vyand graag wil hê. Hy wil ons bewus maak van sy grootheid, en eintlik is hy nie groot nie. God is groot. En baie keer kom hy met skanse om die kennis van God te verberg. Hierdie dinge wat ons vanmôre oor praat, om die mega God te verhoog, wil hy ons verblind. Maar Jesus het gesê, toe die fariseërs en die skrifgeleerdes hom kritiseer oor dit, toe sê hy, as hulle stil bly, as hierdie mense stil bly, sal die klippe langs die pad sal my prys en loof. Want selfs die natuur, selfs die klippe, dit weet vanmôre hoe groot is die een wat hulle geskep het. Halleluja. So iemand het eendag gesê, hy sê, waar ek is, sal 'n klip nie kans kry om uit te roep nie. Ek sal nie stil bly nie. Ek sal die Here loof. Ek sal hom prys. Ek sal hom aanbid. Ek sal sy naam verheerlik. Ek sal sy naam groot maak, want hy is waardig. Hy is die koning van die hemel, die heerlikheid
en die krag en in die hoogste hemele. Halleluja. En dan sê hy, as ek u hemel aanskou, die werk van u vingers, die maan en die sterre wat u toeberei het. En weet jy wat, as 'n mens net 'n bietjie wil opkyk in die nag en jy sien die sterre hemel, wanneer laas het jy gaan kyk, uitgeloop in die aand, wanneer dit donker is en na die sterre hemel gekyk, dan besef jy, God is almagtig. Hy is groot, halleluja. By hom is daar niks onmoontlik. Hy wat hierdie sterre hemel gemaak het, hy wat alles toeberei het, dan besef ek hoe groot hy werklik is. In Job was so bewus van al sy probleme en al die stryd waardeur hy gekom het en al die slegte dinge wat hom te gebeur het, maar as jy wil weet hoe groot is God regtig, as jy 'n studie wil maak daarvan, gaan lees van Job 37, 38, 39, 40, 41, 42. Gaan lees daai 6 hoofstukke. Dan sal jy sien hoe groot is God regtig. Die Here kom en hy begin met hom praat. Hy sê daarna die Here Job uit 'n storm geantwoord en gesê, wie maak die raad besluit daar tot duisternis met woorde sonder kennis? Jy sien, daar's wat Paulus sê, baie keer uiter ons woorde of ons gedagtes sonder kennis. Hy sê, God dan jou soos 'n man jou heupe, dan sal ek jou ondervra en onderrig jy my. En die Here kom en hy kom na Job toe en hy sê, jy het so baie gesê en gepraat, jy en jou vriende oor my en oor die dinge wat gebeur het, kom onderrig jy my nou. En dan begin die Here hom vra. Hy sê, waar was jy toe ek die aarde gegrond het? Gee te kenne as jy insig het. Nou mense, hierdie vraag alleen het vir Job vasgevra. Waar was jy toe ek die aarde gegrond het? Wie het sy afmetings bepaal? Jy weet dit mos. Of wie het daaroor die meetsnoer gespan? Met ander woorde, het jy dit afgemeet? Dis strikvraag hierdie. Hy sê, waar is sy fundamentklippe op ingesink? Of waar is sy fundamentklippe? Of waar is die fundament van die aarde? Of wie het sy hoeksteen gelê? En dan sê hy hierdie woorde. Hy sê, kan jy die bande van die 7 ster knoop? Of die toue van die Orion losmaak? Dan gaan die Here na die sterre toe. Kan jy die diereriem uitbring op sy tyd en die beer met sy kleintjies? Hierdie is sterrestelsels. En die Here sê vir hom, dink jy kan hierdie goed doen? En jy weet, Job was stom geweest. Job kon nie saampraat nie. En ek wil vanmôre vir u sê, as ons regtig na God kyk, hierdie God wat ons aanbid, kan ons nie saampraat oor sy grootheid nie. In ons menslike swakheid kan ons nie saampraat oor wie God werklik is nie. Hy is mega groter as wat ons ooit kan bid of dink. En dan sê Job die volgende. Ek wil net vir u wys voordat ons daar kom. Hier is die Orion. Dis die 26ste grootste konstellasie, covering 594 square degrees of the night sky, which is about 1.44% of the total night sky. 1.44, net die Orion dek net 1.44 van dit wat ons kan sien. It contains 17 stars that form its shape, including 2 of the brightest stars in the night sky, Betelgeuse en Rigel. So daar's die 2 hoofsterre. Sy visibility, Orion, can be seen by the observers located between 85 and 75 of latitude, making it visible worldwide. So net daai gedeelte is maar net 1.44% van die grootheid van die univers. En ons sien maar net 17 sterre, maar daar is ontelbare sterre
Net in die Orion, net in daai stukkie, is daar ontelbare sterre wat ons nie eers met die blote oog kan sien nie. Jy het 'n mikroskoop nodig. Jy het die wat noem hulle die groot mikroskoop wat in die lug is. Ekskuus, ek het nou sy naam vergeet, maar in elk geval dit maak nie saak nie. Hy sê maar toe Job en die Here het Job geantwoord en gesê, wil die berisper met die Almagtige twis, laat hy wat God teregwys hierop antwoord. En toe antwoord Job, al wat hy kon sê is, toe het Job die Here geantwoord en gesê, kyk, ek is te gering. En dit is wat ek vanmôre wil sê, Here, ek is te gering om regtig u grootheid te beskryf. My woorde, ek het nie die woorde nie. Ek het nie die taal nie. Ek het nie die kennis nie. Hy sê, ek lê my hand op my mond. Ek word stil, Here. Ek lê my hand op my mond. Hy sê, eenmaal het ek gespreek, maar ek sal nie meer antwoord nie. Ja, 2 maal, maar ek sal nie voortgaan nie. Ek probeer nie eers vanmôre, Here, om u grootheid te beskryf nie. Ek lê my hand op my mond, want u is almagtig. U is mega. Here, daar is niemand soos u nie. Daar is niemand soos u nie. En ek aanbid u, ek loof u, ek verheerlik u naam. My woorde is te kort, Here, om u grootheid regtig te besing. Maar wanneer 'n mens kom in eenvoud soos 'n kind, jy begin die Here te loof en aanbid, jy begin hom te prys, jy begin vir hom te sing, dink aan daai wonderlike lied wat ek so lief is voor is, dan juig my siel, my skepper en my Heer, hoe groot is u? Hoe groot is u? En dikwels het ek al bo op 'n berg gestaan, by die see gestaan, en dan kom hierdie lied in my hart, dan juig my siel, my redder en my God. Hoe groot is u? Hoe groot is u? Kom ons vergeet die grootheid van ons probleme. Kom ons vergeet die grootheid van ons omstandighede in hierdie wêreld, die probleme van Suid-Afrika, die politiek, al hierdie goed. Dis nou tyd, as ons nie uitroep nie, sal die klippe uitroep, dat ons die Here moet begin prys en begin loof. Ons hand op ons mond lê as ons wil verkeerd praat, negatief wil praat, negatief wil raak, geselskap wil aanknoop, wat nie die grootheid van God beskryf nie. Maar kom ons praat oor sy wonderdade. Kom ons getuig van dit wat hy vir ons gedoen het tot hiertoe. Kom ons raak bewus, nie soos Israel, oor al hulle omstandighede in die woestyn en alles wat hulle nodig het en murmureer en kom ons verander vanmôre ons spraak na God spraak toe, na verheerliking, na dit wat heerlikheid bring aan die koning wat sit op die troon. Kom ons kom buig vanmôre soos kindertjies en sê, Here, ons is te gering. Ons is gering, maar dankie. U het in ons geringheid, het u Jesus gestuur. So belangrik is ons vir u. Maar ons prys u, ons loof u en ons aanbid u tot in ewigheid. Weet jy, daar gaan 'n tyd kom wanneer ons vir ewig en vir ewig in die ewigheid God gaan loof en gaan prys. En ek glo daardie tyd sal ons meer woorde hê, want dan sal ons in die heerlikheid wees. Dan sal ons daai volheid van daai heerlikheid verstaan. Terwyl ons nou, sê Paulus, in 'n spieël in 'n raaisel kyk, maar eendag van aangesig tot aangesig. Halleluja. Here, ons kom vanmôre in ons geringheid as 'n mens. Wat is die mens dat u aan hom gedink het en die mensekind dat u hom besoek het? Weinig minder het u hom as 'n hemelse wese gemaak. Dankie dat ons vanmôre in u beeld gemaak is en geskep is, Here. En ons weet dit is vanmôre die probleem van die wêreld, dat ons het ons identiteit verloor.
omdat ons God se identiteit nie meer verstaan nie. Omdat ons nie meer verstaan dat hy het hemel en aarde en die see en alles wat daarin is, het hy gemaak. Aan U kom toe die lof, die eer, die aanbidding, die heerlikheid, die majesteit. En Here, dat ons vergeet van ons probleme, van ons sorge, van ons nietigheid en vanmôre fokus op U grootheid. As ons die hemele aanskou en die heerlikheid van U werke, dan wil ons vanmôre saam met die digter uitroep: hoe groot is U? Hoe groot is U? Here, elke keer as ons wil kla, elke keer as ons wil praat oor ons probleme, laat ons eerder opkyk, ons oë opslaan van waar ons hulp kom, want ons hulp is in die naam van die Here wat hemel en aarde gemaak het. Halleluja, die krag lê vanmôre in ons aanbidding, ons lofprysing en die ere wat ons aan die Here bring. Prys sy lieflike, wonderlike, heerlike naam. Halleluja, ek voel sommer nou lus om te sing, maar ek gaan nie sing nou nie. Ek gaan sing as ek hier klaar is, want die Here is vanmôre by ons. Sy grootheid is oor ons. En ons hoef nie 'n dag bekommerd te wees nie. Nie 'n dag nie, nie 'n minuut nie, want hy is in beheer. Hy sit op die troon. Hy is steeds die God wat regeer oor hemel en aarde. Die Here seën vir u in hierdie wonderlike dag. Dit is die dag wat die Here gemaak het. Ons sal daaroor bly wees en juig. Halleluja. Dankie en 'n lekker en geseënde dag vir elkeen van julle, hoor.